Die verkiesing is om die draai en die Vryheidsfront Plus sê hulle is slaggereed vir die komende verkiesing op 29 Mei. Hulle vra dat kiesers hul help om te herstel en te bou. Ons gesels met Dr. Pieter Groenewald, die leier van die Vryheidsfront Plus. Goeiemôre Dr. Baie welkom by Pretoria FM. Goeiemôre en dit is goed om weer met julle te kan gesels. Daar's nou net 9 dae oor tot wat baie mense sê die belangrikste verkiesing nog ooit is. Hoe sou jy sê gaan dit tot dusver met die Vryheidsfront Plus se veldtog? Dit gaan baie goed met die Vryheidsfront Plus se veldtog. Ek is elke dag basies besig met vergaderings. Ons mense het baie groen golf aksies en die reaksie van die kiesers is baie positief. Ons het natuurlik ook probleme in die opsig dat ons plakate word geweldig baie beskadig en word eenvoudig net gesteel. Net in Noordwes het ons al bereken dat ons ongeveer 10,000 plakate verloor het, maar ons vervang van hulle waar ons kan, maar oor die algemeen gaan dit baie goed met ons veldtog. Daar is oor die naweek gesê dat 'n stem vir die Vryheidsfront Plus maar gelykstaande is aan 'n stem vir die grootste party in die veelparty handves. Wat sou jy sê onderskei julle en hoekom moet 'n kiezer dan eerder sy stem aan die Vryheidsfront Plus toevertrou? Daar's baie aspekte wat ons onderskei. Die Vryheidsfront Plus het baie duidelik gesê ons sal saamwerk, maar ons sal nie saam smelt nie. So dis onwaar om te dink dis stem maar saam met die grootste party. Ons is almal gelyke vennote. Met ander woorde, die een is aangewese op die ander een. As een party nie daar is nie, dan kan die ander party ook niks doen nie. So dit is op 'n gelyke basis. Ons beleid en ons beginsels verskil met ander politieke partye in sekere opsigte. Byvoorbeeld, ons is baie sterk daarop gevestig dat ons sê ons stigtingsgrondslag erken dat die God drie-eenigheid beskik oor volkere en nasies en daarvolgens sal ons dan ook optree wat betref sekere van ons beleidsstandpunte. Ons het 'n paar unieke voorstelle. Ons is byvoorbeeld die enigste party wat sê elektrisiteit moet gekriminaliseer word. Ons sê byvoorbeeld daar moet 'n fiskale kommissie gestel word om finansiële bestuur van die regering daar te stel. Daar's 'n hele paar ander beleidsstandpunte wat geen ander party het nie en ons vra die kiesers, maak ons sterk om daai beleidsstandpunte in te dra binne in so 'n koalisie. Nou moet ek vra, Dr. Pieter, is julle nie te klein om 'n verskil te maak nie? Geen sins nie, die mense het dit al nog altyd gesê, maar ons maak al van 94 af 'n verskil. Die grootste verskil wat ons gemaak het, ons het van die begin af van ons bestaan gesê, ons is gekant teen swart ekonomiese bemagtiging en teen regstellende aksie. Meeste van selfs die amptelike opposisie stem nou saam met ons, dat dit is verkeerd. Met ander woorde, ons het 'n geweldige invloed. Ons as Vryheidsfront Plus het daardie verskil gemaak, dat ander oppositiepartye, selfs die amptelike oppositie nou met ons saamstem, dat swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie is onaanvaarbaar, terwyl hulle dit altyd nog gesteun het. Selfs politieke kommentators, swart politieke kommentators, skryf nou in koerante om te sê, eintlik was ons nog altyd reg gewees. So ons het 'n geweldige invloed binne in die politiek, en dit gaan nie altyd oor hoeveel lede jy het nie, dit gaan oor hoe goed en sterk jy jou argumente kan voer. Hier is 'n vraag wat jy waarskynlik al moes beantwoord, Dr. Pieter. Hoe sal jy die Vryheidsfront Plus se manifest in so 60 sekondes opsom? Wel, in die eerste plek sê ons dat ons glo in die bou van 'n nuwe bedeling wat diversiteit erken en gemeenskappe se selfstandigheid bevorder. Ons sê tweedens die uitroei van korrupsie en kaderontplooiing om sodoende die staat se finansiële krisis, swak infrastruktuur en dienslewering te kan herstel. Ons sê ons moet behoorlike en betroubare elektrisiteitsvoorsiening herstel. Ons sê die herbou van die ekonomie met die bevordering van die vrye mark, werkskepping en privaat eiendom se reg is uiters belangrik. Ons sê ook die herstel van wet en orde, prioritisering van burgers se veiligheid en effektiewe grensbeheer. En dan sê ons dat ons moet ook gehalte gemeenskapsgegronde moedertaalonderrig moet ons bevorder. En dan sê ons bou deur die bevordering van omstandighede wat gunstig is vir landbou, bosbou en visserye en waar voedselsekerheid beskerm word. Ons moet op die einde van die dag sê,
Kom ons bou welvaart deur werklike bemagtiging sonder rasgegronde regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging. Daardeur bevorder ons toegang tot gelyke geleenthede in Suid-Afrika en dan kan ons bou en herstel in Suid-Afrika. Dis 9 dae voor stemdag. Wat is jou beroep op kiesers? My beroep is dat ons kiesers asseblief moet gaan stem. Onthou, jou stem maak die verskil of die ANC 'n volstrekte meerderheid gaan kry of nie. Jy kan net stem by jou stempunt waar jy geregistreer is, tensy jy aansoek gedoen het vir 'n spesiale stem. En dit is die partye het hande gevat. Ons sê ons gaan saamwerk as oppositiepartye om die ANC dan te vervang as 'n regering om Suid-Afrika te bou. Maar die belangrikste is dat net die kiesers kan daardie verskil teweegbring. Daarom my beroep, asseblief gaan stem, dis van 7:00 die oggend tot 9:00 die aand. Dis Dr. Pieter Groenewald, die nasionale leier van die Vryheidsfront Plus wat by ons aangesluit het. Baie dankie vir jou tyd, dokter. Altyd 'n voorreg om met julle te praat. Die Vryheidsfront Plus sê stem op 29 Mei en help om te herstel en te bou. Hierdie promosiegesprek is betaal deur die Vryheidsfront Plus.